Hallo daar en baie welkom by ons studie van die Hebreërbrief, die Bybelskool, wat juist daarop gerig is vir jou en my om stadig te stap met die woord en om die mooi en die skoonheid daarvan te bly ontdek. Die woord is so mooi. So welkom as jy onlangs by ons aangesluit het. Dit is so lekker om jou ook deel hiervan te hê. Ons is in die laaste dae. Dit sê hoofstuk 1 van Hebreërs. Die dae wat aangebreek het toe Christus gebore is, toe Christus op aarde verskyn het. En sedertdien die laaste dae, die tyd van redding, is die boodskap van die evangelie om vir die wêreld te gaan uitnooi. Kom tot rus, tot ewige rus, kom na die huis van die Vader toe. Dis die redding van God, die Sabbatsrus wat vir jou wag is om vir altyd by hom te wees. En intussen kan jy tot rus kom. Kan jy rus van al jou eie pogings, van al jou eie probeer, van al die vashou aan al hierdie wette, want die gevaar daarvan is dat jy kan afdwaal, dat jy kan sondig, dat jy jou rug daarop kan draai, dat jy in ongeloof kan verval, dat jy verlore kan gaan. Daarom moet ons na mekaar omsien, mekaar aanspoor, mekaar inspireer en mekaar herinner aan die genadetroon waar ons barmhartigheid en genade kan ontvang, waar ons met vrymoedigheid daarheen kan gaan. Dis die oproep van die Hebreërskrywer vir sy lesers en in die besonder 'n oproep vir hulle om te volhard, om te onthou wat hulle storie is. En hy gebruik hierdie verhale uit die Ou Testament, die verhale van die uittog, die verhale van 'n Abraham en van 'n Moses en die verhale van die wet, om die heeltyd vir hulle te herinner, selfs van 'n Joshua, dat die beloofde land wat wel bereik was, beteken dat 'n klomp mense dit nie bereik het nie, want hulle het in ongeloof gesterf in hulle omswervinge. En terwyl Joshua hulle tot rus kon kom in die beloofde land, was dit nie die volledige rus nie. Nee, Christus het gekom en gesê, kom na my toe, ek gaan vir julle rus gee, want dis 'n beskrywing in Christus, is die volledige rus dit wat wag. En die oproep tot op die hede was onthou, in Joshua se tyd was daar die wat alles beleef het, alles gehoor het en alles gesien het, en steeds in ongeloof volhard het. Moenie nou, omdat jy gesien het en gehoor het van Christus en dit beleef het, moenie nou julle rug hierop draai en terugkeer na 'n wettiese stelsel wat nie werk nie, maar eerder na die genadetroon toe te gaan van Christus. Dit is 'n tyd van volharding, dit is 'n tyd van vasbyt, want die ongemak was 'n realiteit, nie net meer ongemak nie, maar vervolging en bespotting deur die Joodse gemeenskap, maar deur ander ook, op die Christen gelowiges, wat hulle lewe gegee het vir die Here waarop wie hulle gewag het. Hulle het gewag vir sy parousia, vir sy wederkoms, en intussen het hulle lyding beleef. En die skrywer van die Hebreërbrief sê, kom ek wys vir julle hoe mooi is Jesus. Die hele liewe tyd, hou julle oog op Jesus, en vandag is dit ook my gebed. Hy het afgesluit in hoofstuk 4, deur ons te herinner dat ons 'n hoëpriester het, wat in die hemele ingegaan het. En net hierdie gedagte van Christus, as ons dink wie Jesus is, ons dink aan sy offerprys aan die kruis, ons dink aan sy intrede namens ons, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons dink aan sy laaste woorde, dis volbring. Om te dink dat sy werk op aarde is voltooi, maar dit nie beteken sy werk is voltooi nie. Dit moet vir jou en my soveel hoop bring, want die Hebreërskrywer sê, ons het 'n Here in die hemel, wat in die hemele ingegaan het, en hy's besig om as hoëpriester daar te dien. En met daai fokus, kom ons bid saam. Here, dit is 'n mondvol om so te begin vandag. Eintlik net om as ons aan hierdie groot storie net dink en die mooi daarvan dink, dan moet ons eintlik net eers weer gaan sit en alles net weer indrink en nadink oor die diepte hiervan, die skoonheid hiervan. En as ons dit doen, dan wil ek net my eie hande net oopmaak en sê, ag Here, U weet alles. U weet alles. Ek het niks om te bring behalwe myself nie. Want U is so goed en U genade is so groot. Maar daar's iets om te ontvang by U vandag, vanuit U woord vandag, vir hierdie oomblik vandag. En ek bid so dat ons hierdie oomblik sal aangryp, dat ons aandag sal gee en mooi sal luister, en dat ons die wagmoed sal hê met ons lewe daarop te antwoord, sodat ons al hoe meer gevorm kan word na die beeld van Christus toe, soos Kolossense 3 sê. Aan U kom die lof toe, ons ewige Here. Amen. Psalm 95 is die agtergrond van hierdie paar hoofstukke waarmee ons besig was. Hoofstuk 3, 4 en 5 se fokus op terwyl daar nog vandag is. En ons is besig met hierdie hoofstukke juis omdat dit eintlik 'n eenheid vorm.
as ek so sê, ons is besig nou met hierdie. Maar hierdie gedeelte in die Hebreërbrief het 'n baie sterk klem op Psalm 95 en gaan lees dit gerus saam met Psalm 110 wat vandag ook 'n inleiding sal wees daarvan. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sonde te bring. Nou hoofstuk 4 het geëindig met ons het 'n Here wat medelee met ons het, wat self aan versoeking onderwerp is, maar nie gesondig het nie. Nou met die gedagte van die hoëpriester, onthou die aanvanklike brief het nie hoofstuk en vers indelings gehad nie, so dit was een gedagte, jy moes alles lees van begin tot einde, en die wonder hiervan, vir ons om te kan stop, is net om dit te kan verteer, né? Maar hier, die beskrywing van die hoëpriester, 'n verbintenis met die voorafgaande, praat van 'n hoëpriester wat intree, 'n hoëpriester wat aangestel word om namens die volk in te tree, en dan om boetedoening vir hulle sonde ook te bemiddel, want dit is wat hy gedoen het. Hy moes offers bring namens die volk. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Hoofstuk 4 vers 15 praat van uit medelee. Hier is die woord meegevoel. Nou die onwetendes en die dwalendes beteken hulle wat onwetend gesondig het. Hulle wat nie geweet het wat hulle doen is verkeerd nie, né? Dat hy medelee met hulle swakheid het, want hy het self swakheid geken. En dis in dit waarin Christus se offer so volkome vir jou en my is, want hy het een van ons geword. Hy self versoek, hy self gelei. So daarom kon hy ook namens ons volledig die prys betaal. Om hierdie rede moet hy ook, en dis nou die hoëpriester van daai tyd, ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Nou, dit beteken dat hy as 'n aardse hoëpriester ook aan sonde onderwerp is en ook gesondig het, so die offers wat hy gebring het, was ook vir homself. En dis wat Christus natuurlik onderskei, né? Want die offer wat hy kom bring het, was vir ons. Niemand eien hom die eer van 'n hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. Sien, Aaron het homself ook nie as hoëpriester aangestel nie. Ons lees daarvan in Levitikus, gaan kyk bietjie hoofstuk 9, waar Aaron aangestel word en opgeroep word om 'n offer te bring namens die volk, om in te tree. En van daar af die hele Levitiese priesterskap wat vanuit die lyn van Aaron kom. Maar elkeen word aangestel vanuit die lyn, maar Aaron, en hy word as die eerste persoon hiervan ook genoem, hy het dit nie gekies nie. God het so besluit. En hoekom is dit belangrik? Want God se besluit word uiteindelik die argument vir wat nou hier agter lê. En ons gaan van 'n ander priester hoor, 'n hoëpriester hoor, en dan sal ons sien hoe God se besluit en Christus se daad deel is van hierdie besluit. Nee, hoe dit natuurlik die fokus moet wees van die lesers om te onthou, as God besluit het, dan aanvaar jy dit. Jy stry nie daarteen nie. Hulle het nie gestry teen Aaron se priesterskap nie. Hulle het nie gestry teen Melchisedek se priesterskap nie. En daarom om nie te stry teen Jesus as hoëpriester nie, want onthou mooi, die Joodse lesers van daai tyd het Christus bevraagteken, nê? Het sy messiaskap bevraag, nie die lesers per se as die Joodse wêreld nie. Die Joodse lesers het tot geloof gekom in Christus, maar hulle is die hele liewe tyd aangeval deur die ander Jode wat sou sê, maar hy is nie die Messias nie. En ons kan later ook daaroor bietjie meer met mekaar deel rondom Jesus as die nie Messias, soos wat hulle dit verwag het nie, en tog het hy alles vervul wat beloof is in die Ou Testament. So het Christus hom ook nie die waardigheid van 'n hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê het, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Hier is 'n aanhaling uit Psalm 110 vers 4. So dadelik word Psalm 110 vers 4 'n messiaanse psalm, 'n heenwysing na Christus toe. Maar die ding van Christus wat homself dit nie toegeëien het en daarop aangedring het nie, is 'n beskrywing van Filippense 2, waarin Paulus daar sê, Christus het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets wat hy aan hom moet vasklem nie, en dan staan daar, hy het hom leeg gemaak. Hy het hom volledig leeg gemaak en onder ons kom woon. Hy het deel van ons aarde kom word. Hy het alles opgegee. So hy het nie aarde toe gekom om vanuit sy mag te handel nie, maar hy het dit juis opgegee sodat hy die volledige prys in ons plek kon betaal uit eie wil, uit eie keuse en aktief ook daarin deelgeneem, né?
vers 6. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Nou gaan lees gerus bietjie uit Genesis 14 vers 18 tot 21 van hierdie priester, die priester van die allerheiligste word hy daar genoem. En die naam Melchisedek is 'n naam wat ek en jy moet onthou, want dit bestaan uit 2 Hebreëse woorde, Melech Tzadik. Melech beteken koning en Tzadik beteken regverdige. So die Melech Tzadik is die regverdige koning en hy is 'n priester. Nou vra ek vir jou sommer nou vinnig voordat ons die res van Hebreërs ook lees. Wie sou jy sê is die Melech Tzadik wat 'n hoëpriester is, wat die offer kom bemiddel? Natuurlik, Jesus die Here, nee. Maar waar kom Melchisedek se priesterskap vandaan? Ek bedoel, ons gaan dit later sien. Abraham bring vir hom tiendes. En daarin kom erken hy dat Melchisedek sy meerdere is. En Abraham was die hoogste vader van gelowiges, die hoogste vorm van eer wat in die Joodse tradisie aan iemand toegeken sou word, sou aan Abraham toegeken word, nee. En hy is die een wat eer bring aan die Melech Tzadik. Waar kom Melchisedek se priesterskap vandaan? En die Jode sou sê, van God af. Daar's nie 'n Aaron-lyn nie, dit is 'n ander tipe gesag. Wel, Christus, sal ons sien, is groter as Melchisedek. Ons weet ook dat die naam Melchisedek, Melech Tzadik, 'n baie mooi beskrywing is van wie Jesus is. Ek en jy sou kon vra, maar is Melech Tzadik dan Jesus? Nee, want die Hebreërs skrywer wys, Jesus is groter as. Hy's groter as, selfs ook as Melech Tzadik. Jy is die priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek, so dis God se besluit. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God, in die hoofletter hy is 'n beskrywing van Christus, nee? Het hy aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En dit sien ek en jy mos in Jesus se wandel met sy Vader. Ons sien sy gebede, ons sien hoe hy intree, ons sien in Getsemane hoe hy bid met trane en bloed wat sweet, nee, sweet wat soos bloed word, sien ons dat Jesus daar sê, maar nie my wil nie, u wil, wanneer hy bid oor die beker van lyding. En die beker van lyding is so 'n beskrywing van, in die Ou Testament, gaan kyk vir al die klein profete, wat dit 'n beskrywing is van God se oordeel. Jesus neem God se oordeelsbeker op hom, en hy kies vir daai lydensbeker, nie omdat hy wil nie, maar omdat dit die Vader se wil is. Sy eerste begeerte is om die Vader se wil te doen. Hy bring sy wil ondergeskik, nee? Dis sy begeerte. Maar in die oomblik van angs in sy mensheid sê hy, neem dit weg, want hy weet wat voor lê, en nogtans gaan doen hy dit vrywilliglik. Daarom sal hy daarna sê, wil jy hierdie beker wegvat van my? Jy kan nie, dis wat ek gekies het om te doen, dis wat ek gekies het om te drink, en Jesus doen dit ook wanneer hy die offer bring. Die offer vir God se oordeel. So in sy aardse lewe het hy gebid, hy het geoffer net soos wat 'n priester in daai tyd sou doen. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hier is belangrike, Jesus se onderworpenheid aan God. Nie my wil nie, maar u wil. Nou, hoekom is dit belangrik? Want die Hebreërs skrywer skryf vir gelowiges wat hulle oë op hierdie Jesus volg, of vestig, en wat in die voetspore van Jesus volg. Dit beteken wanneer tye van oordeel en vervolging en gevaar hulle tref, dat hulle hierdie sal onthou. Hy gaan dit later in hoofstuk 12 ook weer vir hulle wys. Vers 8. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. Nou julle, as ons hierdie lees, ek weet nie van jou nie, maar ek raak aanvanklik bietjie verward. Jesus het geleer wat gehoorsaamheid is. Wat sou dit beteken? Ek bedoel, het hy nie genoeg geweet nie? Moes hy meer dinge ontdek? Hy is tog ook die seun van God, hy is tog ook die Messias, hy is die een wat op 12-jarige ouderdom die skrifte uitgelê het vir die mense daar by die tempel, wanneer hy oor sy Vader gepraat het. Die Griekse woord hier vir geleer is 'n woord wat beskryf kan word as tot die besef gekom, tot die ontdekking gekom, anders sê tot die belewenis of die besef gekom, die weet gekom. So deur sy lyding het hy by die volmaakte plek van weet gekom wat die mens se sonde veroorsaak het, wat die mens se leed
veroorsaak het. Want as mens het Jesus, soos iemand dit sou beskryf, the complete human experience gehad. En omdat hy die volledige menslike ervaring gehad het, het hy volledig vanuit die mense ervaring ook aan die kruis kon uitroep, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet nie wat die grootheid ook hiervan is nie. Hy het dit alles geleer wat gehoorsaamheid is. Onthou, God het sy seun vir hierdie wêreld gegee. En Jesus het die leiding op hom geneem en hy het aktief daarin ook deelgeneem en die prys betaal daarvan. En toe hy volmaaktheid bereik het, nou weer eens 'n verwarrende woord as ons dit net vinnig lees. Het Jesus volmaaktheid bereik, beteken dat hy was onvolmaak? Nee, die Griekse woord hier beskryf in die volmaakte tyd, toe hy die volmaakte pad gestap het, toe hy reg aan die einde die volmaakte prys betaal het, so die volmaakte plek van gehoorsaamheid, die volmaakte plek van lyding en die volmaakte plek van die offer, kom alles by mekaar aan die kruis. Niks anders sou daarmee kon vergelyk nie. Dis wat dit gevra het. Daarom sou Jesus 3 keer gesê het, dat ons kruis moet opneem en hom volg. As jy hom glo, moet jy jou kruis opneem. Vir die lesers daarvan, vir die hoorders daarvan, veral vir die disippels, sou dit verregaande wees, want hulle weet tog wat 'n kruis impliseer. En tog sou hulle later presies dit sien, wat die kruis van Jesus sou vra, en hoe hy die prys daarom betaal het. So daarom was hy die volmaakte paaslam, die volmaakte offer. Hy het vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. Dis die volmaaktheid. Die bron van saligheid kom in die volmaakte offer, bemiddel deur die volmaakte hoëpriester. Dis die skrywer van die Hebreërbrief se punt. Die hoogtepunt is, in daai offer kom 'n bron van saligheid, wat volmaak is, wat ewig is. Daarom sal Johannes 17 vers 3 sê, die ewige lewe is om hom te ken, en Christus wat deur hom gestuur is. En hy is deur God verklaar tot hoëpriester, volgens die priesterorde van Melchisedek. So Jesus kom nie uit 'n menslike lyn nie, hy kom uit die goddelike lyn, dis God se keuse. Soos wat God besluit het oor die Melchizedek, oor Melchisedek, het God besluit, dis my seun. En dis wat Jesus van Melchisedek onderskei. Hoe Melchisedek net 'n hoëpriester, Jesus die seun van God. Jesus die seun van God. En as ek en jy daaroor dink, 'n vader wie se seun intree. Hy laat my dink aan 'n gesprek wat ek met my oudste seun gehad het, en so tydens Paastyd hierdie jaar. Toe ek vir hom sê hoe erg dit vir my is, net om te dink oor die prys wat die vader betaal het, toe hy sy seun gegee het. Maar toe sê ek vir hulle, as dit oor my kinders gaan, sou ek enige tyd dadelik die prys namens hulle betaal. Ek sou enige tyd namens hulle voor dit sou instap wat hulle sou leed aan doen, en ek sal dit op my vat, en ek sal dit glad nie eers as 'n prys beleef het nie, want my liefde vir hulle is so groot. Ek wil hulle net met alles beskerm, nê? Maar vir my om te dink dat hy dit namens hulle sou doen, sal my hart breek. En toe sê hy, maar Darra, ek sal namens hulle instap. En waar kom dit vandaan? Uit 'n plek van plig? Nee, uit daai selfde plek van liefde. En toe breek my hart. Want toe beleef ek iets van 'n pappa se hart wat breek, maar 'n boetie se hart, wat vanuit sy eie diep liefde vir sy boetie en sussie bereid is om te gee. En dis 'n druppel in 'n oseaan van liefde wat Jesus vir jou en my het. En waarom hy met blymoedigheid aarde toe gekom het. Waarom hy gesê het, ek het so baie uitgesien daarna om hierdie ete met julle te deel, en later sou bloed sweet, en die prys sou betaal, en sou sê, dis verby, dis klaar, die tyd van rus is aangekondig, nee? Vers 11, in verband hiermee, nou dis oor die priesterorde van Melchisedek en die offer en die hoëpriesters, in verband hiermee het ons baie te sê, wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. 2 Petrus 3 sê Petrus, van Paulus se briewe is moeilik vir julle, en mense gee verkeerde uitleg daaraan, maar is belangrike woorde. En weer eens hierin sien ons dat die oorspronklike tekste was baie vinnig ook as gesaghebbend gesien.
Maar hier in hierdie spesifieke gedeelte van die Hebreërbrief, kom sê die Hebreër skrywer, julle is hardkoppig, julle is hardhorend, julle wil nie hoor nie. Ek is nou besig om met julle te praat oor die hoëpriester en oor die offer en oor God se besluit in Christus wat groter is as Melchisedek. So dis groter as Abraham, is groter as Moses, is groter as die wet, is groter as die skepping, is groter as die engele, is groter as die duistere magte. Jesus die groter as, nê, wat ons alles tot op hede genoem het en waarin hy sê, ek het hierdie begeerte om verder te gaan, maar ek kan nie, want julle is traag om te luister, julle wil nie hoor nie, en kyk hoe beskryf hy dit dan, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig, dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. So hulle wou nie hoor nie, en hulle wou nie groei nie, en groei sien ons kom vanuit gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid word gevorm deur tye van ongemak en lyding. En hulle bly terugkeer na hierdie grondwaarhede, wat in die Engels beskryf kan word as the basic principles of faith. Julle wil nie verder groei nie. So julle bly as dit ware dan kinders. En kyk wat sê hy dan. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Nou melk is bedoel vir babas. En babas kan nie vaste kos verteer nie. Jy kan melk tot 'n oormaat gee vir 'n volwassene, maar dit gaan nie om sterker maak en laat groei nie. Dit gaan nie om voed nie. Want wanneer jy groei in die geloof, word jy soos Paulus in Efesiërs 4 sê, word jy volmaak en volwasse en word jy nie meer rondgegooi deur golwe van verandering nie. En dis die beginsel, dat ek en jy sal groei, sal opgroei, al hoe meer sal verander word, soos Kolossense 3 sou sê, na Christus toe, dat ons nie sal babas bly nie. Paulus gebruik hierdie beeld ook van kinders in 1 Korintiërs 3 vers 10, gaan kyk gerus ook oor Efesiërs 4 rondom volwassenheid. Iemand wat nog van melk lewe, skryf die skrywer van Hebreërs, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Nou, hierdie is dalk 'n moeilike begrip, veral wanneer jy dit so uit die Grieks lees, want die beskrywing van reg en geregtigheid word vertaal met righteousness, en die vraag is hier, word dit, is die gesprek oor, jy kan nie saam praat oor, hoe word ek geregverdig nie, of is die gesprek hier oor die praktiese lewe, en as jy na die konteks kyk, vermoed ek dis eerder die tweede, daarom is hierdie vertaling oor wat reg of verkeerd is, dalk 'n baie goeie beskrywing van die bedoeling, naamlik, onthou mooi, wat is reg en wat is verkeerd as jy vry is in Christus, nee? Want as jy vry is jy regtig vry, dan is jy so vry dat die vleis wat aan afgode geoffer is, gaan nie effek op jou hê nie, maar terwille van die swakheid van ander, gaan jy jouself, verstaan, oorgee, gaan jy liewer hou by daai wet, gaan jy nie daai vleis eet nie, gaan jy liewer, soos Paulus sê, vir die Jood word ek soos 'n Jood en vir die Griek word ek soos 'n Griek, want ek wil hulle vir Jesus wen. Dit beteken nie ek is ondergeskik aan hulle wette nie, ek is ondergeskik aan die Here, vir wie ek die beste instrument wil wees om sy goeie nuus te deel. En daarom is reg en verkeerd, in 'n sin, jy gaan sukkel dan meer as Paulus sou in die Joodse spasie inbeweeg, en hy presies hou aan hulle kulturele wette. Want jy sê kon vra Paulus, maar jy verwar my nou. Is jy vry of is jy vas? Maar sien, as jy groei in Christus, verstaan jy die motivering daarvan. Verstaan jy die rede vir hoekom hy dit gedoen het, is om hulle vir Jesus te wen, is om hulle te ontmoet op die plek waar hulle is, sodat hy hulle kon luister na die goeie nuus wat daar in Christus is. Maar as jy 'n babatjie is in die geloof, as jy nie groei nie, gaan jy hierdie nie verstaan nie. En die Hebreërskrywer se begeerte is, groei saam, en veral nou hierdie, want hy is nog 'n kind, een ding wat 'n volwassene en 'n kind onderskei, is die vermoë om te onderskei. Dis insig. 'n Kind het nie insig nie, 'n kind reageer op impuls, maar wanneer jy groei, dan ontdek jy insig, dan ontdek jy om die lewe te deel met ander, dan ontdek jy dat dit soms beter is om stil te bly, as om dadelik te antwoord, ensovoorts. En die beskrywer sê hier, maar julle is nog babietjies. Vers 14, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat na sy woord oor insig beskik, en wat deur ervaring geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskei. Gaan kyk gerus 2 Petrus 3, vers 18 en dies meer, wat praat van dat ons sal toeneem in die kennis en in die genade van God. So wat kan onderskei, wat ontwikkel, en waar kom dit uit? Uit ervaring. So hierdie mense,
stap nie in gehoorsaamheid agter Christus aan, in so 'n mate dat die ervaring en die kennis hulle tot dieper insig lei nie. Hulle bly die babietjies wat wag om gevoed te word. Hoe belangrik is hierdie hoofstuk nie, so op die rug van wat ons tot nou toe gelees het nie. Die belangrikheid van Christus en dat hy die hoëpriester is en dat hy die offer gebring het en dat hy vir ons intree en dat hy ons nooi na die genade troon toe. Hoe belangrik is dit nie om te hoor daar's 'n oproep terwyl daar nog vandag is. Hoe belangrik is dit nie om te hoor dat die skrywer van die Hebreëbrief sê, maar daar's hierdie oproep ook tot groei. Word groot in Christus, word 'n volwassene. Moenie aanhou by melk nie, gaan ontdek self en mag vanuit jou ervaring en jou belewenis daar vir jou plek van onderskeiding kom, juis vanweë die insig wat jy ontwikkel het. O, mag vandag vir jou 'n inspirasie wees om dit ook met iemand anders te deel. Dankie Here dat ons so in kort vandag by Hebreërs 5 net weer kon hoor oor die grootheid van Christus, oor die belangrikheid daarvan. Maar Here, ek hoor ook die gevaar van om melkkos as dit ware te bly gebruik en verteer. Om nie vir meer te gaan nie, om nie dieper te delf nie. Dankie dat ons op hierdie platform juist die voorreg mag hê om dieper te kan delf, dieper te soek, te worstel met gedeeltes wat by tye vir ons moeilik is. Here, dankie dat U volledig gehoorsaam was, dat U die volmaakte prys betaal het, die volmaakte offer op die volmaakte tyd gebring het, sodat daar ook vir ons vrede kan wees. Mag ons daarmee ook verder stap, tot ons mekaar weer sien. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen, amen. Mag die woord saam met jou wees, ook in hierdie week. Ontdek dit saam.